Welkom by die BizNews Blitsbrief. Vandag is Woensdag, 21 Mei 2025. In plaaslike nuus, maak gereed om meer by die pomp te betaal. Die Tesourie het 'n voorgestelde BTW-verhoging geskraap en sal eerder die brandstofheffing verhoog, wat petrol met 19 sent per liter en diesel met 18 sent per liter vanaf 4 Junie verhoog. Die koolstofbelasting sal ook styg, wat die totale brandstofbelasting met 2,3% vir petrol en 3% vir diesel sal verhoog. Die Tesourie tree ook strenger op teen belastinginvordering om die inkomstegaping te oorbrug. Die 2025-2026 begroting is vasgestel op R2,58 triljoen met 'n bruto binnelandse produk groeivoorspelling van 1,4%. Die Suid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa is vandag in Washington om president Donald Trump te ontmoet, waar hy die Amerikaanse beweringe van wit volksmoord en die hervestiging van 59 Afrikaner boere as vlugtelinge aanspreek. Ten spyte van Trump se besluit om alle Amerikaanse hulp te sny, ontken Suid-Afrika die beweringe met Ramaphosa wat daarop gemik is om spanning te verlig en sakebande te versterk, insluitende geleenthede vir Elon Musk se maatskappye. Suid-Afrika bly verbind tot steenkool as 'n belangrike energiebron, terwyl hy swaar belê in die opgradering van sy nasionale kragnetwerk. Die minister van Energie, Gotsiyenso Ramakgopa, sê die fokus is op die balansering van energiesekuriteit met skoner steenkooltegnologieë, aangesien die land daarop gemik is om kragvoorsiening te stabiliseer en beurtkrag teen 2027 te verminder. Twee Vrystaatse munisipaliteite, Matjhabeng en Maluti Apofong, is onder skoot vir ernstige wanbestuur. 'n Nuwe verslag van die ouditeur-generaal onthul dat hulle inwoners aktief benadeel. Kroniese watertekorte, ononderhoude paaie en finansiële chaos het gemeenskappe laat sukkel, wat dringende oproepe bring vir ingryping om die krisis aan te spreek. Suid-Afrikaanse paspoorthouers staar nog 'n terugslag in die gesig. Hulle het onlangs visumvrye toegang tot 2 verdere lande verloor, wat reisopsies verder beperk. In sake nuus, African Bank stort miljarde in Suid-Afrika se banksektor ter voorbereiding vir 'n JSE-notering wat met 2 jaar vertraag is. Met 4,5 miljard rand reeds belê en planne om Capitec se oorheersing in kleinhandelbanksdienste uit te daag, rol die bank nuwe takke en digitale platforms uit. Suid-Afrika se pluimveebedryf is gereed om 'n potensiële hoendertekort te vergoed, aangesien die regering oorweeg om Brasiliaanse pluimvee-invoere te verbied weens 'n voëlgriep uitbraak. Die Suid-Afrikaanse pluimveevereniging sê plaaslike boere kan produksie met 1 miljoen hoenders per week verhoog, wat verseker dat daar geen tekorte of prysstygings gedurende die lae aanvraag wintermaande sal wees nie. In internasionale nuus, die Verenigde Koninkryk, Frankryk en Kanada het 'n gesamentlike waarskuwing aan Israel uitgereik en dreig met optrede oor sy uitgebreide militêre operasies in Gaza. Die leiers het die stap veroordeel met verwysings na skendings van internasionale reg en toenemende burgerlike ongevalle en het 'n onmiddellike wapenstilstand aangespoor om verdere eskalasies in die streek te voorkom. Spanning bly hoog terwyl 'n brose wapenstilstand tussen Indië en Pakistan voortduur na 4 dae van intense hommeltuig en missielaanvalle. Die konflik wat veroorsaak is deur 'n dodelike aanval in Kashmir het albei nasies oorwinning laat eis, maar ontleeders waarsku dat 'n terugkeer na oorlog onvermydelik kan wees. En goeie nuus om af te sluit, 'n groot oorwinning vir Suid-Afrika by die 2025 Chelsea Blommeskou. Vir die tweede jaar in 'n ry het Leon Kloege se pragtige tuinontwerp 'n goue medalje in Londen verower. Dis dit vir vandag se Blitsbrief. Skakel môre weer in vir 'n kragtige oorsig van die belangrikste plaaslike en internasionale nuus, vinnig en feitelik.